Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons is dankbaar dat hy ons gespaar het en deur nog 'n week gedra het. Ons dank die Here vir sy groote genade, sy goedheid en sy guns wat hy oor ons gebied. Ons eer hom vir sy daaglikse troue sorg en die gebed van my hart is dat die Here vir ons nader sal trek na homself. Ons is tans besig met die reeks uit die boek Spreuke en jy sal onthou vriende, ons het vir u so tyd terug gesê dat die Spreuke of 'n spreek is 'n kortbondige gedagte wat in die boek Spreuke opgeteken is, wat die mens waarsku, wat die mens aanspoor, die mens oproep tot 'n wyse lewe voor God en dan ook teenoor ander mense. U sal onthou dat ek vir u gesê het, vriende, dat die boek Spreuke is nie goddelike waarborge wat die Here vir ons gee en ons kan hierdie vers vat en dit soos 'n koringkorrel in ons hart saai en sê, okay, dit wat in die Bybel staan, gaan presies so met ons gebeur nie. Ek het vir u gesê, hierdie is nie goddelike waarborge nie, maar eerder sterk beginsels wat neergelê word ten einde 'n lewe te lei wat God verheerlik. U sal onthou daar aan die begin van ons boodskap het ons vir u gesê dat die boek Spreuke se hoofgedagte is dat ons wysheid kan leer ken en dit is goddelike wysheid, nie net kennis opdoen nie, maar werklik kennis kan toepas en so met wysheid kan lewe. Die boek Spreuke is om tug te kan verstaan, om werklik te sien dat die Here, die woordjie tug is soms vertaal as die woordjie instruction en dat die Here vir ons instruksies gee uit sy woord sodat ons 'n beter verstaan kan hê van hierdie lewe en hoe ons sin moet maak daarvan. Dis ook vriende sodat ons nederigheid kan leer, sodat ons as jonk en oud die wysheid van God in ons lewens kan toepas, dat ons kan onderskei tussen reg en verkeerd, dat ons sekere dade sal doen en sekere dinge sal vermy ten einde 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. En dit het ons gebring tot by hierdie hoofstuk 12 en ons het gister so 'n bietjie gekyk na die gedagte van beter as, die kontras wat gestel word en vanmôre gaan ons bietjie aangaan, want vers 12 sê die volgende vir ons: die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewe vrugte op. Nou, die vraag word gevra, nou wat bedoel Salomo as hy onder leiding van die Heilige Gees hierdie woorde neerpen, dat die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. En ag vriende, dit is so baie duidelik dat Salomo die regte teenoor die verkeerde stel. Jy sien die goddelose begeer, die goddelose is altyd gevul met 'n begeerte. Hy wil altyd meer hê, hy wil altyd beter hê, hy wil altyd iemand anders se goed hê en jy vind hulle tussen die rykes, tussen die middelklas en tussen die arme mense. Hulle sal steel, hulle sal roof, hulle sal bedrog pleeg, hulle sal slinks wees, hulle sal agteraf wees, hulle sal alles doen ten einde hulle self dan te verryk, 'n tydelike gewin vir hulle self daar te stel. En ag vriende, hulle gee nie om of hulle naam of hulle reputasie of hulle eer op die spel is nie, vir hulle gaan dit oor wat kan ons in die hande kry. Daarom sê die Bybel, die goddelose begeer die vangs van die verkeerde dinge. Op elke moontlike manier sal hy probeer in die hande kry wat hy graag wil hê om sy begeertes te bevredig. Maar aan die ander kant sê die Bybel vir ons, die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. Hierdie gedagte is eenvoudig. 'n Kind van die Here of iemand wat regverdig verklaar is deur God in Jesus Christus se soendood aan die kruis, is iemand, vriende, wat sy oog op die ewigheid gerig is. Die tydelike dinge wat hy of sy doen, is altyd in die lig van hoe gaan God my eendag daarvoor beoordeel, loon daarvoor gee, of hoe gaan ek skade ly eendag voor die troon van die Here. Daarom wat ons doen ons van harte asof vir die Here. Ons doen dit tot voordeel van ons naaste en ons doen dit met hierdie gesindheid dat ons die Here nie net sal verheerlik op aarde nie, maar ook eendag die mooiste by hom sal ontvang. Daarom sê die Bybel ook dat die vrug van die Gees, Galasiërs 5, so pragtig, die vrug van die Gees, en hy som dit so mooi op, is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En hierdie dinge is aanwesig by die kind van God in die werke wat hulle doen om God te verheerlik. Hulle is nie heeltyd daarop uit om ander in te doen om hulle self te verryk nie, maar hulle is daarom van hulle self te gee, sodat God verheerlik kan word, siele gered kan word en hulle eendag dan die mooi so by die Here kan ontvang. Daarom is die vraag vanmôre, lewer ek vrugte op wat by die bekering pas, of is my lewe vol van die verkeerde dinge, die verkeerde begeertes, die soek na selfbevrediging, wat my lei op hierdie pad, waar ek ander mense te nakom en eendag by God gaan hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Vers 13 sê vir ons, in die oortreding van die lippe, lê daar 'n gevaarlike stryk, maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. Vriende, dit is so duidelik, dat die goddelose nie net verkeerde dade doen nie,
maar ook dikwels met sy mond sondig en dan word sy bose hart geopenbaar. U sien, ons woorde laat ons dikwels in die moeilikheid beland. En veral wanneer ons met slinkse planne in ons hart besig is, kom dit een of ander tyd oor die lippe. As ons te veel sê en te vinnig praat, dink ons nie altyd wat ons sê nie. En vriende, dikwels tree ons monde vinniger op as ons verstand. En dit openbaar ons harte. En as 'n verskil, en die mense vra dikwels vir my, maar beteken dit dat 'n kind van God nooit 'n verkeerde ding sê of 'n verkeerde ding doen nie? Dis verseker nie so nie, want niemand is sondeloos diskant van die graf nie. Vriende, die kant van die graf nie. Die groot ding wat die Bybel vir ons deurgee is, daar is geen patroon in die kind van God se lewe waar hy deur woorde of deur dade skande en skade bring op God se naam nie. 'n Kind van die Here het altyd berou oor sonde. 'n Kind van die Here sal altyd poog dat sy woorde met sout besprinkel sal wees. En daarom is die gebed van my hart dat u dit sal raak sien. Die Bybel sê, in die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik. Daarom moet jy dink voor jy praat. Jy moet dink wat jy sê en hoe jy dit sê. Vriende, dit kan vir jou 'n struik of 'n vangnet raak, 'n gat waar jy inval. Dit kan vir jou soos dryfsand wees en hoe meer jy probeer verduidelik, hoe meer sal jy wegsink in hierdie ellende. Daarom sê die Bybel moet ons woorde met sout besprinkel wees. Ons woorde moet min wees. Ons moet ons woorde weeg sodat ons ook daardeur God kan verheerlik. Die regverdige se woorde, sê die Bybel, is 'n fontein van lewende waters. Die regverdige se woorde bring heling. Dit bring hoop vir mense. Dit bring daardie boodskap van dat Christus gekom het om te sterf vir sondaars van wie ek die vernaamste is. Dink aan Jesus se woorde in Johannes 8, aan hierdie vrou wat betrap is, waar sy egbreek gepleeg het, en hulle bring haar voor Jesus, die klomp fariseërs, en hulle sê, Here, ons het hierdie vrou op die daad van egbreek betrap, en die wet sê ons moet haar stenig. Wat sê u? En vriende, ons weet dat die Here in die sand iets geskryf het, ons weet nie wat nie, maar die mense met die klippe in die hande, die beskuldigers, het een vir een omgedraai, deur hulle gewete bestraf weggeloop, en Jesus staan op en hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan dan heen en sondig nie meer nie. Jy sien, hierdie woorde van Christus, vir hierdie vrou in haar nood, was vir haar tot heling, tot genesing, tot vergifnis. En sy het weggestap, en ek glo sy het hierdie boodskap verkondig wyd en suid, dat hierdie Christus, die een wat gesterf het, dan ook die een is wat my lewe kom verander het. Daarom is belangrik dat ons woorde ook heling sal bring. Ons woorde ook 'n lafenis sal wees vir ander mense. En dat ons woorde nie die boosheid van ons hart sal openbaar nie. Want vriende, as ons harte vol boosheid is, sal dit een of ander tyd oor ons lippe kom en sal aanhoudend oor ons lippe kom en sal ons getuienis geweldig skade doen. Vers 14 sê, uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie en die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. Eenvoudig maar wat vers 13 gesê het. Ons woorde sal tot ons voordeel of tot ons nadeel strek. Ons woorde sal tot verheerliking van God se naam of tot oneer van God se naam strek. Daarom is dit belangrik dat die vrugte wat ons lewer moet wys deur die woorde wat ons doen en deur die dade wat ons doen, dat Christus in ons harte heerskappy voer. En dan net vers 15 en 16 om jou af te sluit. Daar staan, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande. Baie interessant is dat die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Dit is vir my so interessant dat mense, vriende wat die Here nie ken nie, en baie keer eie wys is, dink dat hulle altyd reg is. Hulle sal lag vir hulle eie grappe, hulle sal hulle self komplimenteer, hulle sal van hulle self praat, hulle sal vertel hoe goed is hulle, terwyl ander mense sal kyk en sal luister en sal weet, maar wat hierdie man sê is absolute onsin. En dan kom vers 16, en hy sê vir ons eintlik, wat doen die dwaas? Hy dink hy's reg in sy eie oë, maar hy laat sy drif of sy toorn of sy woede onmiddellik ontvlam wanneer iets gebeur. Die oomblik wanneer iets gebeur wat hom nie welgeval nie, dan kom die dwaasheid van sy hart na vore deurdat hy in toorn losbrand en dinge sê en dinge doen. En die Bybel sê vir ons, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So die dwaas is reg in sy eie oë. As hy op die daad toornig word en hy sê dinge en hy doen dinge, regverdig hy homself heeltyd in wat hy doen. Aan die ander kant, vriende, sê die Bybel vir ons dat die skrandere of die regverdige of die kind van die Here verberg skande. Baie keer sal mense aan jou dinge doen en jy het miskien die volste reg om teenoor hulle verkeerd op te tree. Maar terwille van Christus, terwille van sy naam, terwille van sy eer, verdra jy hierdie kwaad soos Christus verdra die kwaad aan hom gedoen, en jy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie, Here, U sal regverdiglik oordeel, en ek draai om en ek loop.
Dis ongelukkig vriende die hartseer van ons tyd, dat baie mense is wys in hulle eie oë. Hulle reken dat hulle weet alles en hulle kan alles reg doen. Die hele beginsel hier kom na vore, dat 'n dwaas is iemand wat altyd dink hy's reg. Die wyse sal sy oor draai na die woord, en soos die boek Openbaring vir ons sê, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. 'n Kind van die Here, regverdig is iemand wat altyd sy oor draai om te sê, ek wil luister na raad. As ek verkeerd gedoen het, sê vir my, lei my op die regte pad, sodat ek God meer kan verheerlik. Die dwaas sê, niemand kan my leer nie, ek weet wat om te doen, ek weet wat om te sê, en ek wil vir u sê, ons het 'n oorvloed van dwaase mense in ons tyd. Daarom sien ons so baie toornigheid, ons sien so baie geweld en misdaad en al hierdie boosheid, padgeweld, padwoede, noem dit net wat u wil. Ons sien dit omdat mense wys is in hulle eie oë, terwyl hulle dwaasheid van hulle hart geopenbaar word in hulle optrede. Mag die Here vir ons wysheid gee, vriende, dat ons skuiling sal soek by Christus, dat ons skuiling sal soek by die kruis, dat ons wysheid sal vra van die Here, en vir die Here sal vra, help ons dat ons lafenis sal bring in hierdie gebroke wêreld. Dat ons as kinders van die Here iets van die gees van Christus sal uitleef teenoor 'n gefalle sondige wêreld. Dat ons nooit sal dink ons is beter as ander mense nie, maar anders. Want die kontras is baie duidelik, dat die goddeloos op 'n manier optree, die regverdig op 'n ander manier. En hoe sal die wêreld weet ons is regverdig, as ons nie deur die vrugte wat ons dra, vir hulle wys ons is regverdig nie. Mag die Here ons ryklik seën en mag ons nader trek na homself. Groete, mooi naweek, seën vir u, Tara.